Dis my groot voorreg om vanaand vir die eerste keer in die stoel te sit en die program Fokus en ek sien uit om elke maandag aand saam met jou te kan spandeer regstreeks op Pretoria FM asook op ons YouTube kanaal. So gaan subscribe sommer daar. Vanaand wil ek twee onderwerpe aanraak. Die eerste een is natuurlik Charlie Kirk wat in 'n sluipmoord aanval dood is en om bietjie meer daaroor te gesels as my eerste gas vanaand, Charles Oberholzer. Hy is die kommunikasiehoof by Solidariteit. Ons het 'n bietjie gesels oor sy lewe, waarvoor hy gestaan het en die meer. En dan 'n bietjie later in die program sluit professor Johansie van Wyk by ons aan. En sy is professor aan die Universiteit van Suid-Afrika en sy is natuurlik baie kennis in politieke wetenskap. En ek wil onder andere met haar 'n bietjie gesels oor die Franse wat natuurlik 'n nuwe premier het en dan ook oor Floyd Shivambu se nuwe politieke party. So bly gerus ingeskakel en luister en kyk gerus saam. By my ateljee Charles Oberholzer, hoof van kommunikasie by Solidariteit. Baie welkom by die program, Charles. Ja, dankie. Ek wil afskop, ek wil nie aanneem almal weet wie Charlie Kirk is nie. As jy miskien ook net weer vir ons net so opsomming kan gee van wie hy is. Wie was Charlie Kirk? Charlie Kirk was natuurlik die aanbieder van die bekende podcast The Charlie Kirk Show wat 'n massiewe effek het ook in Amerika en baie populariteit verwerf het in die afgelope klomp jaar. Charlie is eintlik, toe hy 17 was die eerste keer wat hy op nasionale TV verskyn het. En sy eerste veldtog was, hy was kwaad oor die narratief wat gedryf was oor in skoolhandboeke. En dit was sy hele veldtog gewees en van daar af het hy sy eie program begin en hy het begin al hoe meer praat oor veral konservatiewe idees wat vir hom belangrik is en hy het reuse populariteit verwerf en tot op die punt wat hy die beweging The Turning Point begin het. En ek dink dit is sekerlik as jy vandag kyk in die moderne tyd die suksesvolste beweging wat nog in Amerika geskep is om jong mense te mobiliseer en dit nog meer rondom konservatiewe idees. So dit was eintlik 'n antwoord op die Move On organisasie van die Demokrate en sy hele lewensdoelwit was om jong mense, universiteitsstudente te kry om te debatteer en te dink en polities bewus te raak van 'n klomp goed. En ek dink hy was, ons kyk nou eendag in die week, selfs CNN en die Demokrate sê net hoe hulle eintlik probeer om hom te naap omdat hulle net nie op daai vlak studente kon bereik nie. So hy het absoluut 'n gawe gehad om jong mense te bereik, met jong mense te gesels. Vir die eerste keer werklik debat oop te maak oor goed wat eintlik voorheen nie bespreek kon word nie, soos LGBTQ of oor gay en lesbian goed of sulke tipe temas wat eintlik taboe was en hy het daai gesprekke oopgemaak en dit het enorme energie losgemaak. En toe Donald Trump verkies is, het hy in besonder vir Charlie Kirk uitgesonder en gesê dankie en hy vermoed hy sou nie kon doen sonder Charlie Kirk se mobiliseringsvermoë nie. So definitief 'n invloedryke jong man. 31 jaar oud. Hy was universiteit toe gewees en hy het eerste jaar het hy opgeskop. Maar hy het 'n miljonair geword voordat hy 30 is en gehelp om die president te verkies. So dit is 'n is definitief 'n invloedryke jong man gewees. Ek weet baie van die liberale media dryf die agenda om te sê dat hy eintlik baie ver regs was. Maar dit is nie so nie. En baie van die media dryf dat, as jy nou 'n regse idees het, of eintlik maar meer konservatiewe idees het, dat jy nou eintlik ver regs is. Net ons laat met die punt nie. Waarvoor het hy gestaan? Was hy soos wat die liberale media sê, hy was ver regs? Dit is so belangrik om te onderskei en is moeilik om die terme en definisies te gebruik wat die liberale media gebruik. Want vir die liberale media is hy 'n ekstremis, maar ekstremis in terme van hy's 'n Christen. Hy ondersteun Christelike waardes. Hy glo in die westerse idee-raamwerk.
wat natuurlik vir 'n liberale ou eintlik so ver is as wat jy kan wees van hom af. Maar in alle eerlikheid is hy glo in konservatiewe waardes. So as ons na Charlie kyk en sy beginsels en die goed waar hy gepraat het, sien ons 'n ou wat eerstens 'n Christen was en dan 'n politikus. En dit is skaars in Amerika. Sy politieke standpunte is gebore uit sy geloof uit en nie andersom nie. Dit is 'n ou, as ons na Charlie se debatte kyk, is dit 'n ou wat gesê het daar's 'n man en daar's 'n vrou en niks meer nie. Is 'n ou wat gesê het, maar ongebore kinders het die reg om te leef en ons kan hulle nie uitmoor nie. Die abortus argument was 'n reusagtige argument wat hy gevoer het en vir tipiese argumente oor abortus en immigrasie word hy bestempel as verregs, maar in die wêreldkonteks is dit nie hy's iemand wat die konservatiewe idees ondersteun het. So as ons na Charlie luister en na sy debatte luister, dan sien ons iemand wat gesê het, ja, ons hoor definitief genade, ons hoor, hy praat van Jesus wat sy redder is, en mense moet kerk bywoon en daar's belangriker goed as politiek. Maar dan hoor ons veral waar hy baie direk met mense in konfrontasie gaan om te sê, maar wat is dit as mense daar is net twee geslagte, daar is net daar's sekere gesinswaardes, die gesinsverband is belangrik en hy het dit weer op die voorgrond geplaas. So ons sien iemand wat eintlik vir ons as Afrikaners is dit eintlik vanselfsprekende argumente, maar in wêreldkonteks is dit seker maar ekstreme idees. Nou, hy het sy toer afgeskop by Utah Valley Universiteit, sy Amerika Comeback Tour, en hierdie was natuurlik sy eerste stop gewees, en dit is toe hy nou doodgeskiet is. Hoekom is dit so groot nuus reg oor die wêreld gewees? Hoekom het dit soveel mense geraak? Dis 'n interessante vraag en ek het self gewonder in die week, daar's van die mense sê vir my, maar hulle het nie geweet wie hy is nie en nou skielik as hulle sien waarvoor hy gestaan het, hou hulle van die goed wat hy gesê het. Maar ek dink mense kan hulle self sien in Charlie. Ek dink hy word 'n verteenwoordiging van ons idees. En CNN het vanmiddag weer 'n berig geskryf waar hulle sê dit is asof Charlie 'n martelaar status bereik het. Oor die naweek het al die meeste van die groot kerke het gepreek oor Charlie Kirk. Dis 'n vreemde verskynsel. Maar hoekom is dit? Die rede is hy het gestaan vir 'n sekere klomp idees, maar soveel meer vir die Christelike idee en ook daarvoor gesterf. Dit is die rede hoekom hy gesterf het is juis as gevolg van sy Christelike uitgangspunt oor 'n klomp sake, so ek dink dit is mense sien hulle self in dit. En saam met dit, as jy nou 'n paar dae voordat Charlie Kirk oorlede is, was dit die geval van van die Oekraïense vrou wat so op die trein met 'n mes aangeval is, Zarutska, en sy is eintlik soos die Floyd beweging, die Black Lives Matter movement begin het, is sy nou skielik 'n simbool van die aanval op westerlinge. En skielik word Charlie Kirk aan die een kant, maar Zarutska aan die ander kant word hulle die simbool van die westerse samelewing en die aanval op ons idees en wie ons is. 'n Aanval op identiteit. En dit kan ons almal mee assosieer. Wat se relevantie het sy dood nou op ons hier in Suid-Afrika? Ek dink, as mens nou dink aan die naam van sy organisasie Turning Point, ek dink dit kan 'n draaipunt wees. Sy vrou het in sy nuutste episode van sy podcast en sy het 'n video opgeneem en sy het vir die volgelinge gesê, my trane gaan 'n strydkreet wees die wêreld vol. En ek sal seker maak niemand vergeet my man se naam. En die vraag is, wat se relevantie is dit vir ons? Die relevantie is dit 'n draaipunt in wêreldpolitiek? Ons sien wat in Engeland gebeur, die grootste konservatiewe optog nog ooit in Londen. Dis absoluut, jy kan dit eintlik nie ingedink het 'n paar jaar terug nie. Ons sien nou wat met Charlie Kirk gebeur, ons sien hierdie simbool van Zarutska. So die relevantie vir ons is dit 'n draaipunt?
Is dit 'n draaipunt vir die ou wat in sy werk sit en nog heeltyd bang is om te sê regstaande aksie is verkeerd? Is dit 'n draaipunt vir die ou wat heeltyd hierdie blaamkultuur moet aanvaar omdat hy wit is en nie is dit 'n draaipunt dat hy uiteindelik bietjie kan opstaan? Is dit 'n draaipunt vir daai ou wat gedink het Christelike idees is net vir Sondae? Dit is 'n draaipunt. Dis 'n draaipunt waar ons kan sê ons kan opstaan en met dapperheid die konservatiewe idee verwoord. En dit is wat Charlie Kirk verteenwoordig. Hy het ongelooflike dapperheid gewys. Dapperheid om te verwoord wie en wat ons is, sonder om terug te staan, sonder om skaam te wees. Dink jy die Suid-Afrikaners of die Afrikaners moet net is eintlik maar net half moeg om te sê ons is jammer. Ons is nou klaar jammer gesê en ek dink hierdie natuurlik sy waardes op ons lewens toepas van jy weet Christelike gesinne en waardes en die meer. Sou jy daarmee saamstem? Ja, ek dink ons leef in 'n wonderlike tyd. 'n Tyd waar hierdie idees wat ons eintlik heeltyd gedink het onpopulêr is, besig om populêr te word. En ons moet daai geleentheid aangryp. Weet ons onder Afrikaners is hierdie dis presies wie ons is. Dit is ons DNA hierdie tipe beginsels. So ek dink dit is werklik 'n tyd waar ons kan sê waar maatskappye nie meer moet bang wees om teenoor 'n regering te praat nie. Die regering is nie het nie meer die mag wat hy gehad het 'n paar dekades terug nie. Skielik is die mag tussen mense wat die waarheid wil praat op sosiale media, op hulle eie kanale. So die waarheid is soos 'n lig wat skyn daar waar dit donker is en dis tyd dat ons goed sê sodat die lig kan skyn op die ongeregtighede. En waar dit die nuwe normaal raak. So ons is almal besig eintlik om 'n nuwe narratief te skep waar daar 'n nuwe waarheid geskep word. En natuurlik gaan daar 'n reusagtige teenkanting wees. Ons sien dit van die groot mediahuise oor hoe hulle die narratief probeer verander. Maar dit is elkeen se verantwoordelikheid om te sê wat jy glo en eintlik as 'n gemeenskap selfvertroue op te bou vir die goed waarin jy glo. Net om af te sluit, jy het nou vroeër genoem van die optog in Londen, net vir die wat nou nie miskien weet van dit nie of nie daarvan gelees het nie, net so vinnig uitbrei oor dit. So oor die naweek was daar honderde duisende mense wat in Londen bymekaar gekom het en dis 'n anti-immigrasie optog, maar dis 'n optog wat sê ons wil ons identiteit terug hê. En dit is eintlik om te sê, ons weet wie ons is, hierdie Europese westerse kultuur, dis wie ons wil wees en ons sê ons wil nie meer toegewings maak aan immigrante nie. En sekere mediahuise sê daar was 1 miljoen mense, ander mediahuise sê daar was 100,000, maar almal is eens dat dit wel die grootste optog nog was in Londen. En dit was 'n konservatiewe optog. En dit is 'n uitroepteken in terme van die wêreldpolitiek om te sê maar soveel mense begin dink aan identiteitspolitiek. Hier in Suid-Afrika dink ons al geruime tyd daar. Ons is 'n klomp gemengde kulture waar as jy nie jou kultuur opeis nie, gaan jy dit nie kry nie. Maar dis is tog 'n nuwe ding vir Europa en elders, maar ek dink dit is tog 'n goeie wending. Ons het nog so 'n bietjie tyd, so ek wil eintlik maar vir jou vra net om af te sluit. Jaco Kleinhans en Werner is letterlik nou op 'n vlug Amerika toe. Wat gaan hulle daar maak? As jy dalk miskien net so 'n bietjie kan uitbrei, ons sal weer 'n bietjie by Jaco ook inloer in die volgende paar weke om te hoor hoe dit daar gaan. Ek weet ook hy's gekies as een van die sprekers by een van 'n Republikeinse konferensie waarvoor ons ook baie trots is ook, so Jaco. Net so vinnig oor wat gaan hulle daar maak? Net om af te sluit. Ja, sonder om te veel te verklap, maar die Suid-Afrikaanse regering het ook 'n klomp mense in Amerika die week. Ek dink die klimaat is meer gunstig vir ons natuurlik. Maar in besonder ek dink Vrydag is dit wat Jaco by die konferensie praat en die grootheid daarvan is dit is die eerste keer ooit wat 'n Suid-Afrikaner genooi word na so 'n kongres toe, hierdie kongres. En beslis nog die eerste keer wat hy as 'n spreker optree, om te verduidelik wat Afrikaners se ervaring is in Suid-Afrika, om te sê wat die oplossings is. En mens moet dit nie onderskat nie. Hierdie konferensie is een waar al die top senators bywoon. Daar's
Ons selfs sprake dat hoë plase sal gaan wees wat ons nie nou kan noem nie, maar dit is 'n werklike geleentheid om te netwerk met die regte mense, om die boodskap van Afrikaners uit te kry, om te sê wat in Suid-Afrika te gebeur en om steun te werf. So dit gaan 'n reusagtige geleentheid wees. En dan Jaco gaan daar wees vir 23 dae, oor 10 state, klomp invloedryke mense te sien. Maar ons sal soos die pad aangaan vir julle meer inligting gee, maar ons is baie opgewonde maar terselfdertyd ons is al 20 jaar besig om goeie verhoudings te smee met Amerika en langtermynverhoudings te bou. Ons bou met hierdie toer daarop, maar daar's beslis ooreenkomste wat ons ook sal wil bereik. Daar's duidelike uitkomste wat ons sal wil bereik. Dit is nie net om vriendskappe te bou nie, dis om resultate te kry en net namens Suid-Afrikaners te praat en seker te maak mense kan beter verhoudings bou as wat die ANC reg kry. Ja. Nou, dis Saul Oberholzer, hoof van kommunikasie by Solidariteit. Hoorie, baie dankie vir jou tyd vanaand. En dankie dat jy gekom het om 'n bietjie meer te vertel oor Charlie Kirk en natuurlik ook oor Jaco se toer in Amerika. Net hierna gesels ek met Prof Johansie van Wyk en sy's 'n professor aan die Universiteit van Unisa of Universiteit van Suid-Afrika en ek gaan oor 2 onderwerpe met haar gesels, onder andere wat nou in Frankryk gebeur het met die nuwe premier wat aangewys is, wat ook half konservatief is, en dan hier op tuisbodem bietjie oor Floyd Shivambu se nuwe politieke party. So bly gerus ingeskakel daarvoor net hierna. Welkom by Fokus, ek is Pieter Kloete en ek sluit telefonies aan by professor Johansie van Wyk. Sy is 'n professor aan die Universiteit van Suid-Afrika in politieke wetenskap. Prof Johansie, baie welkom. Goeienaand, baie dankie vir die uitnodiging. Prof Johansie, ons gaan vanaand 'n bietjie 2 onderwerpe hanteer. Een natuurlik in Frankryk en een op eie bodem, waar ek 'n bietjie meer met jou wil gesels oor Floyd Shivambu se nuwe party. Maar kom ons begin sommer in die buiteland. Jy weet, die Franse president Emmanuel Macron het sy minister van verdediging en nabye bondgenoot Sébastien Lecornu as die nuwe premier aangewys nadat François Bayrou as premier bedank het en toe was daar natuurlik 'n vertrouensmosie wat hy verloor het. En ek wil bietjie by jou hoor onder andere oor wat is die invloed van hierdie meer konservatiewe regering in Frankryk en wat dit beteken vir Europa en natuurlik ook vir Amerika en ook hierso op eie bodem. Het Frankryk tot hier gekom net voor die mosie van wantroue? Goed Pieter, ja, Frankryk is natuurlik belangrik, buiten dat dit een van ons stamlande is dit ook een van die permanente lede van die Veiligheidsraad en ook 'n land wat ons natuurlik baie mee te doen het in terme van handel en so meer. Maar goed, die Franse presidensiële stelsel of verkiesingsstelsel is nogal kompleks. So hulle het wat hulle noem 'n semi-presidensiële stelsel wat dan enerzijds 'n president is wat die staatshoof is en dan 'n premier of eerste minister wat dan die regeringshoof is. Nou ons weet dat sedert die verkiesing in 2024 en selfs daarvoor, dit eintlik voor COVID begin, was daar taamlike onrustigheid in Frankryk wat natuurlik as gevolg van die pandemie heeltemal net buite beheer geraak het. Jy sal dalk onthou dat daar was die sogenaamde geel baadjie beweging wat basies net hulle misnou uitgespreek het oor die Franse regering, hoe die ekonomie verloop en dan nou veral Macron se doelwit om belasting hervorming in te bring, sowel as ook pensioenhervorming. Nou, dit het toe nou uitgeloop op 'n baie slegte periode waar daar nou 'n periode van 2 jaar ongeveer 4 eerste ministers was wat dan nou vir Lecornu die 5de een maak. Hy is nou verlede week aangewys. So dit was basies 'n kombinasie van ongelukkigheid binne die koalisie, want ons moet onthou dat Macron het nie die laaste verkiesing met 'n oorweldigende meerderheid gewen nie en hy was toe nou geforseer basies in terme van 'n grondwet om 'n tipe van 'n koalisieregering aan te stel sodat hulle kan dan 'n regering saamstel. Nou wat gebeur is dat hoewel die Franse die president direk verkies, stel die president die eerste minister aan. Nou dit kan slegs geskied wanneer daar
parlementêre toestemming daartoe is. Nou, as 'n party of dan nou 'n president nie die meerderheid in die nasionale vergadering wat hulle parlement noem het nie, dan gaan dit natuurlik nou nie werk wie ook al aangestel word nie. Maar so met 'n lang omloop kon hy dan nou Lecornu aanstel. En die probleem is nou of Lecornu dan nou die probleme wat Macron gehad het die afgelope 2 jaar, of hy dit ongedaan kan maak. So ja, so die mosie van wantroue was dan basies nou weer een van die laaste kartetse wat dan nou indirek teen Macron se presidentskap ingedien is, omdat die lede van die algemene nasionale vergadering het besef dat hulle ekonomiese doelwitte word nie bereik nie. Macron het 'n baie omstrede belastinghervorming voorgestel, soos ek gesê het, sowel as pensioenhervormings, en ook natuurlik Frankryk, soos baie ander lede van NAVO in Europa, het 'n probleem dat hulle moet begrotings snoei sodat hulle meer aan verdediging kan spandeer, om NAVO dan op 'n gereedheidsgrondslag te hou, maar ook as gevolg van die geopolitiese verskuiwings aan Europa se oosgrens. So dis in kort wat gebeur het. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie meer sê oor wie is Sébastien Lecornu? Ja, weet jy, hy's 'n interessante persoon. Jy het nou genoem met die inleiding dat hy minister van verdediging was en natuurlik nou ook 'n persoon in die binnekring van Macron was. Hy's 'n jong man, hy's in 1986 eers gebore. Hy het 'n regskwalifikasie, 'n magister agter sy naam, en hy het die politiek rondom 2002 betree deur vir 'n regse of 'n konservatiewe beweging te staan. Sy eerste geleentheid was nie so suksesvol nie, maar in 2014 kon hy dit regkry om as die burgemeester van die stad Vernon verkies te word. En daarna het hy in 2016 toe nou die departementshoof, onthou dit is hoe Frankryk van hulle streke noem, kon hy dan word van die streekure, en verskoon my ek ken glad nie Frans nie. En toe van 2017 het hy regtig waar sterk na vore gekom, het hy basies meer na die binnepolitiek beweeg, toe hy aangestel is as staatssekretaris en minister van omgewingsake, en hierdie posisie, hierdie staatssekretariskap het Macron dan nou vir hom die deur oopgemaak. En hy het toe nou in 2018 het hy die minister van plaaslike owerhede geword, net voor COVID natuurlik, en toe nou net daar in 2020 het hy die minister van die oorseese gebiede geword. Nou ons sal onthou dat Frankryk buiten Frankryk op die kontinent van Europa is daar ook 'n paar oorseese gebiede wat dit het. So hy het minister van daardie gebiede geword, en natuurlik tot dan nou sy aanstelling as eerste minister het hy dan daardie posisie verlaat en is hy dan aangestel as Macron se minister van verdediging, wat hy dan nou tot basies verlede week die posisie behou het, en natuurlik nou van 9 September, as ek reg onthou is die datum, is hy dan minister van is hy dan eerste minister. Professor, in u mening, ek sien daar's nogal redelike skuif die laaste ruk, veral in Europa natuurlik en Amerika ook, na bietjie meer regs of dan konservatief. Na daai dispensasie, hoekom is dit so? Ek dink Pieter, daar is wêreldwyd onvergenoegdheid met die tipe leierskap wat na vore kom. Ek dink daar is ook 'n herbesinning, verskoon my, dat huidige leiers voldoen nie aan die verwagtinge van mense op die grond nie. So ons sien dan nou veral in 'n postmaterialistiese liberale Europa, wat dan gekonfronteer word met vraagstukke soos immigrante, met eise dan op die staat, byvoorbeeld vir weier erkenning van kultuur en geloofsregte etc.
besef mense op die grond dat daar word soveel bronne in hierdie liberale agenda ingepomp, maar dat dit wat hulle beleef nie werklike verskil maak of dan dat hulle gewone mense dan op die grond basies hierdie uitdagings die hoof moet bied. Ekskuus. En ek dink ook dat wat ons in Frankryk en ook elders in Europa sien, is dat die liberale regeringsorde soos wat ons dit gesien het in Europa, is moontlik op 'n kantelpunt as gevolg van hierdie onvergenoegdheid met leiers en hierdie geweldige liberale agenda. En ons sien natuurlik ook dat hierdie liberale agenda nou vir Europa 'n bietjie kniehalter, veral in sy hantering van die Russiese inval in Oekraïne. Ons sien dan ook dat Europeërs voel, maar goed, ons wil 'n mate van welvaart en 'n welvaartsstaat hê, maar dit moet dan basies op ons, die kiesers, se voorwaardes geskied. En ek dink mense wil ook die reg hê om te kan sê, maar goed, ons waardes is vir ons belangrik. En ons wil ons waardes uitleef vir ons kinders. So ek dink dis 'n kombinasie van faktore wat mense laat herbesin is dat goed het nou is op 'n punt gedryf en nou lyk dit asof hierdie liberale orde nie vir ons die resultate bied nie. En prof, net om af te sluit oor Frankryk, wat het hierdie aanstelling van as premier van Frankryk, Sébastien Lecornu, wat het sy aanstelling, wat beteken dit vir Suid-Afrika? Goed, ons weet natuurlik as gevolg van sy posisie as minister van verdediging, sou hy 10-10-1 die leer oor die Suid-Afrikaanse wapen transaksie van toentertyd, miskien oor sy lesenaar gesien het, alhoewel die president is hoofsaaklik verantwoordelik vir verdediging en buitelandse betrekkinge. So hy kon moontlik dan nou met Suid-Afrikaanse betrekkinge te doen gehad het. So dit is die een ding. Ons weet ook dat as 'n meer konservatiewe regse leier is hy natuurlik resoneer hy met die sentimente van baie Suid-Afrikaners. En soos wat jy weet, is ons gedurig op soek na bondgenote op hierdie kant van die spektrum, sodat ons dan ook 'n sensitiewe en 'n oor kan hoor wat dan nou ook baie gedagtig sal luister wanneer ons vraagstukke na ons sal luister. Ook dan nou soos wat ons in die Withuis vind, dat daar is mense wat dan basies sien wat in Suid-Afrika aangaan en diensooreenkomstig dan 'n simpatieke benadering tot Suid-Afrika volg. Dit bring ons terug op eie bodem, professor, en ek wil 'n bietjie met u gesels oor Floyd Shivambu se nuwe party, die Afrika Mayibuye Movement. Mayibuye is natuurlik Zulu en dit beteken om dit terug te vat, en hierso verwys hy dit natuurlik na die land, om dit terug te vat. Floyd natuurlik het ook al 'n paar politieke skuwe gehad in sy lewe. Hy was aanvanklik die ANC Jeugliga, was hy betrokke mee, en toe skuif hy oor van daar af saam met Julius Malema na die EFF toe, van die EFF na MK party, en dit het nie baie lank gehou nie, en nou is hy met sy eie party betrokke. Is dit ego, of is dit eintlik net 'n skuif van politieke ideologie? Ja, jou vraag is heel gepas in terme van ego. Kyk, ons moet besef dat politici is 'n sekere soort mens wat daarvan hou om in die kollig te staan, om besluite te kan neem, mense wat dikwels die magspel verstaan en dit dikwels ook baie slim kan speel. Nou goed, ons weet dat in die geval van die EFF, met hom en Malema was dit nou 'n geval van daar's te veel bulle in hierdie kraal, en het hulle dan ook hulle meningsverskille gehad, sterk persoonlikhede wat ons en natuurlik buite dan natuurlik hierdie ego en hierdie sterk persoonlikheid, weet ons ook dat hierdie tipe verwikkelinge is verteenwoordigend van politieke sentimente op die grond. Mense wat voel dat die partye wat dan nou tans op die politieke spektrum is,
voldoen nie aan ons verwagtinge nie. En ons sien ook dat hierdie skuif van Floyd beteken ook natuurlik dat daar onmin in die EFF was. Natuurlik die feit dat hy en Malema uit die ANC was, besef dan ook dat hierdie manne wou meer van 'n radikale ekonomiese transformasie hê en ons sien hom natuurlik ook die dinamiek binne die EFF uitspeel met sy verlaat van die party en natuurlik nou sy aansluiting by MK wat dan ook wys dat hy homself baie nader geag het aan Jacob Zuma as miskien dan nou as Malema. En ja, so ons sien dat die dinamika nie net binne hierdie kleiner partye wys vir ons iets van hierdie bewegings wat Floyd maak, maar ook die dinamika tussen hierdie klein partye. Nou moet ons weet dat ons gaan nuwe verkiesingsjaar binne, of ons is reeds daar, vir volgende jaar se verkiesing. Maar ons sien ook, verskom my, ons sien ook dat politieke partye of dan nou mense met politieke ambisies op 'n laer vlak is dan nou besig om hulle self te posisioneer en om natuurlik nou ook hulle erkenning by die onafhanklike verkiesingskommissie te kan kry sodat hulle kan begin fondse bymekaar maak, dat hulle kandidaatelys kan opstel want dit moet ingedien word natuurlik voor die verkiesing en ons sal dan ook moet sien dat hulle natuurlik hulle veldtogte moet begin. So ek dink dit is 'n kombinasie van hierdie ego, maar ook dan van hierdie ander dinamiese faktore wat ek genoem het. Prof, en gaan hierdie maar net ook nog een van hierdie klein versplinterde partye word? Wat is u mening? Kyk, ons het nou gesien met hierdie klein partye is partye wat mense nogal taamlik moedeloos en magteloos laat met hulle uitsprake. So hulle het 'n geweldige irritasie faktor wat natuurlik nou kom ons sê nou mense wat buite hulle staan, selfs die ANC natuurlik irriteer. Mense sou kon sê dat hulle weerlig af wat baie omstrede of radikale planne afstuur om te kyk wat is die reaksie daarop. So ons weet ook dat die aan die klein partye se kant lyk dit asof hierdie partye tog baie groter van belang gaan word na mate die ANC nie meer sy volstrekte meerderheid kan kry. As ons nou mooi kyk na die huidige regering van nasionale eenheid, is daar heelwat kleiner partye wat basies politieke troonmakers was, om die uitdrukking te gebruik. So hierdie kleiner partye sal natuurlik ook daarin moet slaag om natuurlik nie net genoeg stemme te kan kry nie. Ons moet onthou dat 25,000 stemme is gelyk aan 1 setel in die parlement. Nou, hierdie kleiner partye is die kleiner van die kleinstes is gewoonlik 1 setel wat dan dikwels die leier is en 'n mens sou kon sê maar is dit dan demokrasie, maar nietemin dit is hoe die demokratiese proses in ons land werk. So ja, ons sal moet sien tot hoe mate Afrika Majebuye om posisioneer teenoor MK en teenoor die EFF en natuurlik ook miskien van die ander radikale leiers wat miskien nog uit die houtwerk uit kan klim. Professor, dan ook, dit is mos nou nie demokraties as 'n partyleier homself elke keer aanstel as die partyleier nie. En daar's 'n paar partye wat ek kan noem. Hierso ek meen daar's Herman Mashaba van Action SA, Jacob Zuma van die MK party, Ys Magashule, dink hy's van ACT as ek dit nie mis het nie. Heelwat ander voorbeelde ook. Dit is nou mos nou nie demokratiese leiers wat dan die mense voor instem nie, is dit as te ware? Inderdaad so. Mense sou toch dink as jy jou beroep op 'n demokratiese bestel, dan moet jy tog immers in die eerste plek nie net jou reg uitoefen nie, jy moet ook jy moet ook nakom wat jou regte is. So dit is natuurlik een van die goed wat mense sou kan as kritiek uitlig teen hierdie tipe kleiner partye. Maar nou goed, as 'n mens kyk na die
Mayibuye beweging se webblad, dan is daar verwysing na 'n landwyse konsultasieproses. Nou ons sal onthou, net om bietjie terug te gaan, Pieter, as ons nog tyd het. Ja, ja. In April vanjaar het Shivambu het hy Malawi toe gegaan waar hy die geestelike leier Shepherd Bushiri gaan besoek het. Nou ons weet Bushiri en sy familie het 2020 die land verlaat as gevolg van heelwat aanklagte teen hulle. Hulle het in Malawi opgeëindig en natuurlik die Malawiese regering het in Maart vanjaar het hulle dan nou hofuitspraak gegee wat dan nou sê dat die Bushiris na Suid-Afrika uitgelewer kan word. En toe nou in April het Shivambu die land besoek. En wat gebeur het is dat hy is natuurlik toe nou deur MK op sy vingers getik en gesê dat hy die grondwet van die party oortree het met hierdie besoek, omdat die argumente is verder gevoer, hy het dan met voortvlugtendes te doen gehad en dat dit dan nou MK basies dan nou in 'n slegte posisie geplaas het, komende van 'n party met 'n president wat dan nou ook kriminele dade gepleeg het. Maar nietemin, wat ons toe sien is dat hy toe nou moes vinnige skuiwe maak om homself te regverdig. Die uiteinde daarvan was dat hy toe nou basies bedank het. Ek dink dit was meer 'n geforseerde situasie. As 'n mens kyk na die persvrystellings wat gekom het, maar toe het hy natuurlik nou besef, maar goed, hy is nou huisloos, polities huisloos, haweloos eerder. En hy het toe nou begin met hierdie landwyse konsultasieproses, wat hy basies dan nou mense wat belangstel in die idees wat hy het hy nou bymekaar gemaak, ook op provinsiale vlak, jeug- en vroubewegings, en hulle het toe nou hierdie konferensie, nasionale konsultasieproses met 'n konferensie gehou op 27 Junie verjaar. Nou, daarvandaan is daar nou toe soort van 'n leierskaps raamwerk saamgestel en natuurlik het Shivambu homself dan nou soos Napoleon homself gekroon. En ons sien nou dat dit lyk my dit gaan nou so voortgaan vir die nabye toekoms. Ek kon nie agterkom of die party enigsins 'n leierskonferensie gaan hê waar hulle miskien verder besluite daaroor neem nie, of 'n beleidskonferensie het nie. So ek is ook nie bekend met die grondwet van die party nie. Shivambu beweer dat hulle reeds by die onafhanklike verkiesingskommissie geregistreer het. So ek kon nie agterkom wat presies hoe hulle leierskap en die aanspreeklikheid daarvan werk nie. Wat wel duidelik is dat hy hom definitief ook verbind aan radikale ekonomiese transformasie in die land. Ek is nie bekend met die mense in sy binnekring nie, maar ek het 'n vermoede dat dit dalk mense is wat of uit die EFF kom, of dan uit MK, of dan nou selfs ANC-lede wat nie beïndruk is met die rigting van die party nie. En ja, so ons sal nou moet sien of daar enigsins, soos wat die lyste moet saamgestel word vir die onafhanklike verkiesingskommissie vir volgende jaar se verkiesing en dan nou ook die volgende nasionale verkiesing, tot hoe mate hy daarin slaag om sy lede en sy party intact te hou of daar fragmentasie gaan plaasvind. So ons sien dan dat hy is definitief 'n man wat dink dit is sy idee, hy moet dit lei en dit is weliswaar nie 'n groot demokratiese moment nie, maar hy skyn tog heel wat steun te werf vir dit wat hy wil doen in terme van hierdie beweging. Prof. Jansie, ons het nog so 'n bietjie tyd, so ek wil myself eintlik verstout om vir dalk nog ietsie te vra as ek mag. Ek het oor die naweek het ek dan so 'n bietjie na die Afrika Mayibuye Movement se konstitusie en ook sy manifest gekyk en het vir my nogal baie geval dat in hulle manifest stipuleer hulle die feite uit dat hulle wil graag ook begin om mag af te wentel na gemeenskappe toe, na tradisionele leiers toe in die omgewing. En dis eintlik maar wat AfriForum en Solidariteit en voorstaan, jy weet, wat eintlik nie 'n sosialistiese beweging is nie. En dan wat my ook opgeval het in hulle konstitusie,
is sommer in die preamble of die voorskrif van hulle konstitusie lig hy uit van hulle wil graag verandering bring om die land weer terug te gee aan sy mense. En hy verwys spesifiek hierso na die koloniale van 1652 wat gekom het en die land as te ware weggevat het. Nou dit bring my tot die gedagte dat is hierdie maar net 'n politieke spel om maar net weer die blaam te gee aan, kom ons sê maar byvoorbeeld Jan van Riebeeck. Want as 'n mens kyk in die geskiedenis, as 'n mens kyk na tussen die 1816 en ek dink dit was 1840 wat Shaka Zulu koning van die Zulus was, waar sy ideologie eintlik so was dat hy graag wou gehad het dat die Zulu koninkryk moes kleiner ander stamme en kulture insluit. En hy het dit reg gekry, daar was Sotos, Mpandes wat dan deel geword het van die Zulu stam waar hulle nie eintlik kultureel onder die Zulus moes geval het nie. En natuurlik het die Zulus hulle land ook gevat. Maar vandaar word daar niks gesê nie. Dis mos maar altyd maar dis mos maar Jan van Riebeeck se skuld. Is hierdie maar net 'n politieke spel om te sê dat daar moet altyd 'n goeie ou wees en 'n slegte ou? Is dit maar net wat dit is? Kyk, ons weet Pieter dat daar heel wat politieke geheue verlies aan daardie kant van die politieke spektrum is, want dit is of mense besef nie die geskiedenis, want hulle lees nie verskeidenheid daarvan nie, en natuurlik ook die mondelingse oorlewering word natuurlik of in die proses geromantiseer, of word dan heeltemal afgewater. Nou, dit is natuurlik nou baie gerieflik ook om te sê dat Jan van Riebeeck die oersondenaar is in hierdie land, terwyl hierdie goed wat jy nou genoem het, eintlik lank voor hierdie tyd plaasgevind het. En ons weet met selfs tydens die periode van Shaka Zulu en selfs van sy voorgangers en opvolgers, was daar basies baie min sprake van demokrasie. Daar was baie min sprake van privaat eienaarskap van grond. En natuurlik van etniese identiteit nie, want soos wat jy opgemerk het, dit is tipies wat koloniale moondhede doen, soos wat Shaka Zulu se moondheid was, om dan kleiner identiteite eenvoudig op te slurp en basies dan nou in hierdie geval 'n proses van zulifikasie in te bring. Met ander woorde, jy het nie jou identiteit as 'n spesifieke etniese groep nie. So dit is natuurlik in ons land dit is 'n baie gemaklike manier om dan nou soort van mense se emosies op te wek, om 'n politieke agenda saam te stel, terwyl wat ons tans voor ons sien, is 'n land wat uitgeroei is, 'n land wat basies ekonomies verarm is, en dies meer. In plaas dan om te sê, maar goed, vanaf 94 het dinge so agteruit gegaan. Ons sien nie die foute van hierdie na 94 se regeringsraak nie. En dit wat ons sien, blameer ons op hierdie historiese gebeure. Nou, dis 'n baie moeilike debat, want dit is nie altyd heelwat polities aanvaarbaar nie, as gevolg van die heersende politieke korrektheid wat gebeur. So, ek dink dit is min of meer wat ons basies sien. En ja, ek het ook gelees dat daar wel klem geplaas word op tradisionele leiers. Nou, ons weet dat die president het 'n jaar of meer gelede het hy 'n kommissie aangestel vir die aanstelling en verifikasie van tradisionele leiers. Die argument was dat daar baie van die mense wat tradisionele leiers is, met ander woorde dan deur middel van afstammeling, is leiers wat geskep is tydens hierdie koloniale era. En die argument was dan, maar goed, hierdie mense het nie 'n historiese voet om op te staan nie, en dus is daar heelwat van die koningsprinse en koninginne, prinsesse, is dan basies van hierdie lys van tradisionele leiers verwyder. Nou, ons het ook al gesien dat tydens vorige verkiesings tradisionele leiers, omdat hulle so naby aan die mense op voedselvlak lewer en omdat hulle geweldig hardhandig optree, dikwels sou mens kon sê buite ons grondwet,
het hulle tog geweldige invloed en politieke partye probeer altyd hulle aandag trek sodat hulle kan dit weer inkry. Nou ons weet soos byvoorbeeld met die belastingregistrasie van die spaza winkels, kon baie van die mense nie by die ontvanger van inkomste registreer nie, omdat hulle eers vir die tradisionele leier in hulle omgewing moes betaal. Bedrag het gewissel tussen 8.000 en 16.000 rand vir 'n spaza winkel. Nou, dit is maar een voorbeeld van hoe belangrik hierdie mense is en natuurlik ook as politieke bemiddelaars is hierdie tradisionele leiers natuurlik nou geweldig invloedryk. Hulle bestaan uit dit wat die regering myn jou belastinggeld vir hulle jaarliks gee. Hulle kry geweldige voorkeure in terme van swart ekonomiese bemagtiging en natuurlik ook allerhande ander voordele afhangende van watter politikus en watter vraagstuk ter sprake is. So dit lyk vir my asof Shivambu homself dan nou baie nader aan hierdie tipe leiers wil skaar en ja, mens sal moet sien tot die huis van koninklikes wat ook dan nou erken word in die grondwet, tot hoe mate hulle hom dan sal aanvaar al dan nie. Prof Jansen, dit was 'n groot voorreg om met u te gesels en ek dink ek gaan nie sommer weer binnekort nooi want hier is definitief nie genoeg vir hierdie in diepte politieke gesprekke nie, so ek waardeer regtig die tyd vanaand. Baie dankie Pieter, baie dankie. Dis Prof Jansen. Totsiens. Dankie. Ja. Dis Prof Jansen van Wyk en sy is 'n professor aan die Universiteit van Suid-Afrika of UNISA in politieke wetenskappe. Dis dit vir vanaand se program. Baie dankie dat jy saam gekyk en geluister het. Jy kan hierdie program weer luister op YouTube asook op ons potsendingsbladsy. Van my af, goeienaand en tot volgende week.